Goeiedag en baie welkom. Daar was iets aan die eerste kerk wat mense se aandag getrek het. Nie hulle strukture of strategiese planne nie. Mense was goedgesind teenoor hulle as gevolg van hulle lewenswyse. Hulle het omgegee. En hulle het gedoen in tye van onstabiliteit, van vervolging, van konflik, in 'n wêreld van selfsug en vrees, het hulle omgegee. Al was dit nie noodwendig die norm nie. En een van die maniere wat hulle omgegee het, was deur hulle lewens oop te maak vir mekaar. Met hulle tyd, met hulle besittings, met hulle gawes. En dit lyk asof dit vir hulle groot vreugde gegee het. Lees saam met my. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels en die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eengesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan hulle almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel bymekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. Een van die merkwaardige dinge wat ons in Handelinge 2 lees, is hoe die gelowiges hulle goed verkoop het om aan ander te gee, aan mekaar te gee. Dis radikaal. En dalk het hulle geglo Jesus kom binnekort terug, dat daar nie tyd is om vas te klou aan besittings nie. Of dalk het hulle prioriteite net so geskuif en hulle kon insien wat regtig saak maak. Hoe ook al, hulle was vryer, hulle was oper en hulle kon gee. Die ryk jong man in die evangelie voordat Jesus doodgegaan het, kon nie los wat hy gehad het nie. Toe Jesus vir hom uitdaag en sê, as jy my wil volg, verkoop jou goed, hy kon nie. Dalk was dit status waaraan hy vasgehou het, sekuriteit, beheer. Maar hierdie gemeenskap in Handelinge 2 kon. Hulle wou. Iets het in hulle geskuif. Miskien meer ons as ek. Dit is vrygewigheid. Nie net gee omdat jy oorvloed het nie, maar gee omdat jy vry is om te kan gee, omdat jy vertrou dat God jou bron is, omdat jy glo dat jy deel is van 'n liggaam, en as een deel van die liggaam seer het, voel almal dit. En vrygewigheid is nie net finansiëel of materieel nie. Dis hoe ons ook ons tyd vir mekaar gee, hoe ons luister, hoe ons dien, hoe ons onsself beskikbaar stel vir ander se behoeftes. Nie net met hulpbronne nie, maar met aandag, met insig, met woorde, met teenwoordigheid. Dink aan jou eie lewe. Kan jy byvoorbeeld vir iemand help voorberei vir 'n onderhoud? Het jy tyd om 'n vriend te bel en regtig te luister? Kan jy iemand ondersteun wat onder druk is? Het jy vaardighede of vermoëns wat jy met ander kan deel? Ons hou soms so vas aan wat ons het, aan ons tyd, aan ons energie, aan ons emosionele kapasiteit, dat ons nie eers besef hoe die Heilige Gees deur ons kan en wil werk nie. Maar wanneer ons vrygewig leef, gebeur iets. Nie net in die ander persoon nie, maar ook in ons. Ek het by my seentjie iets hieroor geleer. Hy het R100 sakgeld gekry, net so voor Kersfees, en met alle mag en krag wil hy winkel toe gaan. Ek het eers gedink hy wou vir homself iets koop, maar hy drink toe daarop aan dat hy vir sy beste maatjie 'n Kersgeskenk wil koop. Dalk, dink ek, sal hy ietsie klein vir die maatjie koop en dan vir homself ook iets koop. Hy spandeer daardie dag sy hele sakgeld op sy maatjie. En ek was bekommerd hy gaan hartseer wees as hy nie ook soos sy boetie en sussie later in die maand ander goedjies kan gaan koop of 'n lekkertjie hier of daar nie. Maar hy was nie. Hy was vol vreugde oor die geskenk wat hy self kon koop vir sy maatjie. Vrygewigheid doen iets aan die gewer ook. Daar is vreugde te vind in 'n gemeenskap wat 'n manier van lewe aangryp wat begin lyk soos Jesus is.
Miskien voel jy vandag, ek het nie baie om te gee nie, of ek gee reeds. Maar daar's meer om oor te dink wanneer dit kom by vrygewigheid. Dit begin met 'n hart wat sê, Here, gebruik wie ek is en wat ek het. Gebruik my gawes, my talente, gebruik my tyd. Gebruik wat U wil soos U wil. Die eerste kerk het nie 'n geheime formule gehad nie. Hulle het net lief gehad, sonder 'n verborgde agenda. Hulle het omgegee. En die wêreld het dit gesien. Die teks sê die hele volk was hulle goedgesind. Wanneer ons vrygewig begin leef, word ons so 'n gemeenskap. Een wat 'n verskil kan maak en een wat liefde uitleef. Wanneer ons draai na hierdie manier van lewe, dan gee God vir ons 'n geleentheid om te kan dien met wat ons het, soos wat ons is. Kom ons bid saam. Here, ons bring vandag ons hande, ons tyd, ons harte. Help ons om nie vreesbevange vas te klou nie, maar vrygewig te leef soos U ons leer om te leef, soos wat U lewe vir ons oopgemaak het. Help ons om ook ons lewens so verander oop te maak. Maak ons oë oop vir waar U ons wil gebruik en laat ons vandag deel wees van U antwoord in iemand anders se lewe. Here, lei ons om te kan onderskei wat dit is wat U van ons vra. Here, laat ons nie vashak en vasklou en wonder wat ons gaan nodig hê om te gee nie. Dat ons U vertrou en toelaat dat U Gees ons lei. Amen.